Nou ja, toe julle. Welkom by episode 2 van Naamloos. Ons het nog steeds nie 'n naam vir ons pot gooi nie. Ons het heel wat name gekry, het hier gesit. Ons gaan vir julle nou nog 3 dae gee tot na Vrydag aand toe en dan gaan ons die 5 bestes kies en dan gaan ons die poll oopmaak op ons social medias. En dan behoort die wenner teen volgende week donderdag aangekondig te word. Hoopelik het ons dan 'n lekker editing system al aan die go. Maar wel dankie sê vrou Rikus dat hy vir ons die lekker gees gebring het vanoggend. Jy weet Rikus is oor 2 dae by die Erwin Swanepoel saal Dolla. Welkom. Ja nee, lekker om hier so te wees by jou JD. Hier in jou agterplaas by die skool. Ja. Ek glo ons kan sommer hierdie episode die harde kole noem. Harde kole episode 2. Yes. Want nou Rikus het ons gemotiveer om 'n vuurtjie te maak. As julle wonder hoe kan ons so lekker deur die dag braai, is eksamentyd, kinders kom vroeg uit. So dis lekker vir ons om nou bietjie te rus. Ons sal later bietjie die merkwerk aanpak. Gaan ons sommer sê waaroor hierdie hemp gaan nou of gaan ons hom later dink ons gooi sommer hierdie Ja, kom ons chat 'n formalities bietjie sommer. gou oor hom, maar voor ons by dit kom, wil ek net gou sê daar is nog minimum kaartjies oor vir Rikus Nel vir Vrydag aand. As julle nog julle laaste kaartjies wil betaal, is julle welkom om môre die skool te kontak of vir Inge of Marco. Ek sal dit op die description sit as ons dit goed gaan laai. En dan kan julle daai laaste kaartjies vat. Dis R250 'n kaartjie en dan kry jy 'n bord snacks by. En is in die Erwin Swanepoel saal van 6:00 af, né? En as jy jou kinders onder jou hare of onder jou voete wil uithê, net langs aan by die staatsaal, hawe Wikkel en Giggel, gaan daar Wikkel en Giggel na julle kinders kyk teen R60 'n fooi en dan kry hulle ook hulle eetgoedjies en al daai dinge, so dis 'n lekker aand van kuier. Maar op 'n ander noot, Dolla soos jy gesê die hempies hier. Dit is ons ondersteuners hempies. Ons het vir 2 jaar lank het ons hier bring die trots weer terug gehad. En hierdie jaar voel ons dat die trots is herstel. Ons het die trots teruggebring. Die trots is hier om te bly. So julle is welkom om vir Loritas te skakel en julle orders in te sit. Die pryse wissel so tussen R130 en R160 vir 'n hemp dollar, dit hang af van jou size. Ja. Jy het byvoorbeeld R160 betaal en ek ook. So ja, as julle wil skakel gerus en dan kry jy ondersteuners hempie daar. Gaan ons inval sommer dadelik. Ja, skop sommer af. Skop sommer af met die groot vrou oor wat die naweek gebeur het by die dispatchfees. Die Hoërskool Dispatchfees, what an experience. Vrydag lekker laerskool rugby gewees, dit was die Lankou Cup. En finaal wat daar gespeel was tussen Meer College en ek dink Gamtoos van Ley. Ja. Wat so hier uit die kasteiings Ja, gekom dis 'n het verrassing, en groot skole uitgeskakel het. As ek reg kan onthou, dink ek Susanna Fourie en Frans Conradie wat uitgeval het met points difference en in dieselfde hoeveelheid punte gehad en toe gaan dit op 3. Yes. En Sonop het in die semifinaal verloor teen Gamtoos en toe Gamtoos wat finaal toe gaan en Meer wat hom toe gevat het. Maar ek moet sê JD, by ons fees toe ek daai Meer sonder 13 span sien. Dis 'n span om te hou daai. Ongelukkig kan jy hom net vir een na hou. Ja. Maar ons weet ook hoeveel 112 in daai spanne sien, Ja. maar hulle is definitief die span om te hê. En as ek so geluister het na die laerskoolkringe wat ons baie lank in was, is Meer, Handhaaf, Albertyn wat nou sterk deurkom met hulle spelers. Die span om te wen. En dan definitief is altyd underdogs. Jy het altyd jou Susanna, jy het altyd jou Frans Conradie en Sonop hier in die dispatch area en dit nog. En as jy nou baie toe gaan, jy het nou jou groot skole daarso, Lorraine, Sandridge. Ek weet hierdie naweek sit Lorraine se groot sportdag, waar al hierdie skole weer daar gaan speel. Ek dink hulle speel ten minste 2 of 3 wedstryde, ook maar so 10 minute aan die kant vir voorbereiding. So dit behoort ook weer 'n groot dag te wees. En dan is dit die groot toernooie nadat ons nou op laerskool topic is. Kobus wie se toernooi? Dis in die Kaap. Ja, dis massive, né? Yes, en dan 'n week na dink ek is dit 'n Willie Leroux sportdag. Dan gaan ons weer Bloemfontein toe vir 'n laerskooltoernooi daar en Malo ook. So En P Olivier, is dit nie P Olivier? ja, Kramstad, né? Kramstad? Kramstad, ja. Dis ook 'n lekker toernooi. Ek dink
my een vriend daarso by Dr. Viljoen, hulle hou nogal af om na die P. Olivier toernooi toe te gaan. So is lekker om Ja, kudos toe die laerskoolmanne wat voor die seisoen begin het hulle al 65 games gespeel. So nou klink want hulle speel 12 games per dag. Ja nee, hulle kan nie bou van game time nie. Ek kan nie kla oor game time nie. Maar kom ons gaan so deur vir en case julle gewonder het wat se hemp ek aan het. Dis die manne van Port Rex wat vir my hierdie hemp geskenk het, manne, Waldi, julle manne. Ek dra met trots en julle Port Rex manne doen goeie werk, so dankie daarvoor. En dan gaan ons weer oor na die dispatchfees van die naweek, né? Ja. Soos ons gesê het, kom ons gaan 'n bietjie na die hoërskole toe. Kom ons fokus 'n bietjie op ons games. Saterdagoggend vroeg het die onder 16s afgeskop teen al ons spanne teen DF Malherbe gespeel. Ja, ons het amper soos 'n derby dag teen Soos hulle 'n gehad. fixture gehad teen hulle. Ja. So al die A-spanne en die tweede span het gespeel. Dolla, jy weet die afrigter is waarvan die onder 16s. Dit was 'n tight affære, né? Van daar het so ek weet nie as dit 'n reënbui of 'n stormbui uitgesak. Toe julle moes gespeel het so net skuins voor 8. Yes, jy was 'n by van alle dinge JD. Ek sê vir jou, ons het nog gedink die son skyn nie uit nagend ons dispatch land. Ek weet nie hoe sit moontlik dat 'n highway twee dorpe split en die weerokkie. Want baie keer skyn die son hier uit nag en dan reën dit in dispatch en dan is dit andersom gedraai. Maar toe ons daar by dispatch stop, toe's als nat. En jy weet as jy lekker om so op te warm, jy almal hardloop vir 'n kleedkamer, die ondersteuners staan in die kleedkamer, almal wil wegkruip vir die reën wat nou val. En dit was nie eers 15 minute se harde reën nie. Toe is dit weer weg. Ja. Toe kon die ouetjies begin speel, maar nou moet hulle eers weer gewoond raak aan die nat gras en nie alle ouetjies wil val op nat gras nie. So ons man het sommer aan die warm-up in die gras gerol. Hulle het sommer klaar nat geraak, so hulle het dan gelyk hulle die helfte agterig toe hulle op die veld gaan. So dit was nogal nice om te sien. Maar ja, rugby gewys was lekker. Dit was ons tweede tough encounter gewees. Ons was die hele eerste helfte voor 6-0. Paar chances laat gaan, toe kom DF terug in die tweede helfte, ook met 3 penalties. Toe wen hulle op 'n einde van die game 9-6. Game net met penalties. Net met penalties en Dis ongehoord, né? en dit was nie penalties om hier reg voor die paal net JD, dit was letterlik penalties hier van die 10 meter stiplyn af, waar hy ons oorgeklits het 2 flags onder druk. Ja. So daai was definitief 'n World Cup final vir ons ouetjies om te voel bietjie hoe voel dit om under pressure te wees. Ja. En ek moet vir hulle 'n plein gee, het ons nou nie gewen nie. Dit was 'n goeie voorbereiding vir ons vir Union wat kom. Dit is weer eers ons volgende wedstryd daai. Dis 'n paar weke van daar af. So, maar dit is goed om te sien hoe die ouetjies opstaan en hoe hulle in daai pressure situasie. Ek kon die bank opbring. Die bank het net so goed gedoen. Daar was jy hoe kan mens sê die spel het nie afgegaan nie. Ja. So mense kan ouetjies vertrou om op te sit om dalk ietsie nuuts te bring. Dit is lekker. Jy kan net dit leer uit 'n pressure situasie uit. Om ons te vertrou om hulle talent ook te wys. So ek bly oor dit. Dan as ek aangaan, sê kan ek maar aangaan na die Ja, gooi. Yes, ek het toe gaan ek nou 'n bietjie huis toe. Toe kom ek terug om die derde span te kom kyk. En Hulle het die DF gespeel nie. ek gaan nou by dit uitkom. Okay. Die son het daai tyd toe van die middag ewe skielik, weet van waar af, 30 grade begin brand. En hulle was so aan die brand soos die 4 hier agter ons om Newton se eerste span te stamp. Newton Tech, né? Ja, Newton Tech van die baai. En ek dink jy gaan my moet nou help hier, so ek dink was 49-5. Ek sal nie daai telling vergeet, ek weet die coach het vir my gesê 49-3. 49-3. Ja. 49-3. So well done ons derde span. Wat afgerig word deur George en Henna. Lodewyk. Ja, nee, Koos kyk, Lodewyk die derde. ek het bietjie saam met hulle geloop langs die kant. Toe die telling nou al hier by 40 trek toe praat daai manne nog langs die kant asof hulle nog 0-0 is. So hulle het 100 toe gegaan het. Stil en Hulle was die nederig. tyd verby. Dit was 'n volle game nie. Stil en nederig. Yes, ek sê vir jou, hulle het in ons ingeklim en wat vir my lekker was, ek like by die vierde span en die derde span games is want om my ouetjies te sien wat by onder 16 was, wat nou daar by hulle bietjie jol saam met senior ouetjies. Dit's lekker om te sien hoe hulle deurkom en hoe hulle nou tot 'n party kom en Course, ja. om hulle nog steeds te ondersteun want ons is tog een skool en almal support Tuurlijk. mekaar. So dit was lekker. Die onder 15s teen DF.
Die telling was daar 22-15 in DF Malherbe se guns. Ek kon nie self by die wedstryd wees nie, want hulle in die tweede span het gelyk gespeel. Maar ek moet bysê dat ons het 11 onder 14s en daar onder 15 span vir ons. So as ek na die telling kyk, dan klink dit vir my of dit 'n wen was. of Definitief. dit heel goed gegaan het. Definitief. En dit was hulle eerste groot harde game, né? Ja. Definitief teen 'n groot skool sonder 15 A's. So ek dink van die onder 14s het ook nou 'n eye-opener gekry. Dis ook nou nie meer onder 13 rugby wat hulle 'n paar maande terug gespeel het nie. Ja. So en as die mense wonder hoekom ons onder 14 speel, is omdat ons skool eers begin met 15-jarige kinders en net so 'n paar van die onder 14 kom in. So Ja. ons kan nie kies wat ons inkry nie. Ons vat maar wat ons kry en so maak ons maar die spanne vol hier by die juniors. Ja. So ons sal altyd by die junior spanne sukkel, maar wanneer hulle kom by die senior, dan is hulle 'n well-oiled machine en die senior afdrigters kan hy talent net in plek sit en dan kry ons resultate. Ja, wel dan toe Fernando en Elrich wat met daai mannetjies werk. Daar's twee coaches wat van senior rugby afgekom het, stryd af Ja. na onder 15 junior vlak toe, sodat ons vir hulle ook 'n aanpassing en ek moet sê hulle Ja, hulle het hulle hande span opgesteek lekker vir 'n gel, nuwe challenge en hulle het Ja. bietjie verantwoordelikheid gevat om te sê Jadels, ons sal daai kookpot aan die gou kry onder. Ja. En dis lekker om te weet jy het sulke mense in jou skool wat so 'n karweierbak wil laat hardloop. Dis awesome. Ons tweede span het gewen 17-0 teen DF. Scrappy game gewees, kon net nie in die gang kom nie. Ek dink ons het so 80% van die bal gehad. Ja. En DF het soos die spreekwoordelike wille hond getackle. Tja. Daai manne was rof op die D. Persig het al die speelwerk gedoen het, maar die wat defensively net baie solid was en Persig gedwing het om foute te maak. Maar ons wat hom toe kon deurdruk daar 17-0. Ons het regtig veel om te sê oor daardie wedstryd hè. Dink jy nie dalk die klein veltjie het bietjie rol gespeel nie? Dit het definitief veral Persig wat die bal wou bietjie rondgegooi het. Yes. En toe wat 'n bietjie meer narrow moes gespeel het en DF se defense lines wat net vinnig gepres het. Ja. Maar nog steeds 'n goeie wen vir ons. En dan kom ons na die grootte toe die middag 3:30 was dit gewees. DF se eerste span teen Persig. Maar my pel, dit was warm. Daai kinders het water verloor soos al die lekke in die hele land se damme. Dit was sweet. Ek het nog nie so iets beleef nie. Die kommentators wat ek geluister het gesê op die stadion, hulle fone het gerestart as gevolg van die hitte. Yes. Ek het nog nie so 'n warm dag beleef nie. Die telling daar 5-0 halftyd gedraai en DF Malherbe se guns. Manne so 'n bietjie skrik gemaak en gelukkig op die einde toe kon Persig hom deurtrek 12-5. Klip harde wedstryd gewees. Ek kan nie kommentaar lewer daaroor nie, maar ek sal like om jou gevoel te hoor van daai wedstryd. Ja, ek dink dit was weer eens geval wie die meeste hongerste was in daai wedstryd. Wie die kondisies die beste kon aanvaar as 'n rugby speler want as jy is maar 'n kop ding, as jy nie in die hitte wil speel, gaan jy nie in die hitte speel. Ja. En ek dink DF het net all out guns gekom. Ons oukies was nie 100% daar nie, maar nog steeds goed genoeg gedoen om die game deur te trek. Baie kansse gehad op die punte om weer terug te speel, om aan te hou speel. Ja. Wat ons die bal onnodig laat val het. Sulke klein goedjies. Ek dink sulke klein goedjies het dit bietjie oorsaak dat hulle in die game is. So Sorry julle. Dit maar is lekker om te sien dat elke game iets nuut is. Ja. Jy moet 100% of 150% in jou wedstryd wees om 'n verskil te maak en om die wen te kry, want jy kan nie altyd in die laaste minuut punt aanteken om die game deur te trek nie. Maar guldige geleenthede wat al beide kante deur was, waar ons kon nie afgerond Ja, het daar was 'n forward pass gewees van DF Malherbe. Ja, toe Rous deur die middel kom. Deur die middel kom waar die ref gesit is 'n forward pass. Dit was en briljant. Dit was 'n forward pass, 'n goeie call. Maar ek dink as DF waar geskor het was Persig in die moeilikheid gewees. gewees. Af, ja. Amper so af. Wil is amper so af soos Gracie hierso. Lily, jy moet nou aan. Kom hierso, raak julle vir my rustig toe. Move. Baie dankie. So ja, en dan ek dink as ek nog so 'n stukkie kan uithaal uit die wedstryd uit
waar Bersig op 'n tyd begin baie die bal agter Deef sit. Goeie plan, maar die bal was nie convincing geskop nie. Ja. Dit was net om te skop want ons iets met die bal wil doen. Ja. En daar het jy 'n bietjie baie posisie verloor. Want Deef het 'n vinnige back three gehad. Ja. Want hulle het nie teruggeskop, hulle het sommer begin hardloop. Ja. En jy sit so baie effort om die bal te kry en dan gee jy hom weg en dan moet jy weer allerlei werk weer doen. So ek dink daar het ons 'n bietjie gesluis, maar op einde van die dag het ons die wen gekry. Dis al wat tel. Die ouens moet nou maar net leer wat hulle nie moet doen en doen. If you win by one, you win by many. Ja, vir Rassie, né? Jy sê wen die World Cups met 1 punt. Ja. So maar kom ons gaan aan, Gerald. Ek dink die Voor ons volgende verder gaan. Laaste ding oor die naweek, meer klop Daniel Pinaar in die Tinara Cup op Daniel Pinaar se veld. Jerry, ek het nie 'n comment vir jou op dit nie. Ek het net die skoor gesien. Ek het laas gehoor dis dit 18-9 DP se guns. Wat ek vir jou wel sê ek het gehoor het by ons cricketwedstryd Sondag vir die klub het blykbaar 'n DP, ek weet nie hoe waar dit is nie, die mense moet maar vir my sê op Facebook as dit waar is. Kon DP die wedstryd wen met 'n penalty voor die paal of die conversion van die try. Maar toe skop jy ou half voor die paal mis. Ek het gehoor dit was 'n penalty. Meer het gaan druk. Ja. Toe sit 30-28. Toe sit letterlik laaste minuut, daar was een afskop oor. En Daniel Pinaar het afgeskop. Meer het 'n penalty afgestaan en hulle het paal toe gekorrel. Ag, ek kan nie op die video is dit moeilik om te sê, maar dit gelyk na 'n relatief maklike skop. En toe skop hy hom regs verby. Ja, Yes. Dit wys jou vinnig kan 'n ding 4 verander. punte, né? Wys jou vinnig kan 'n ding verander, maar kudos toe meer college om terug te kom na laas naweek. Ja. Ek dink hulle het maar seker maar hulle plannetjies styf teen hulle bors gehou vir DP. Meer is nooit 'n span wat 'n mens kan afskryf nie. So well done, baie geluk aan die meer manne. Bad luck aan die DP manne. Maar die lewe gaan aan, môre skyn die son. Ons altyd 'n opportunity om ons nou maar weer reg te maak. En by dit ook gesê Jerry, ek dink net DP se eerste span het verloor. Al die ander spanne het gewen. So en hulle kompetisie is maar net soos ons in elke span speel vir 'n beker. Ja. So DP het letterlik uit, ek weet nie hoeveel games hulle gespeel, kom ons sê al was 14 games. Hulle 13 gewen. Het hulle 13 gewen. Dis so brilliant. Dit is toekoms lyk goed. Ja, so ek weet mense kyk altyd vas in die eerste span, maar mense moet die ander span ook onthou wat hulle goed het deurgetrek het. En ek dink die tweede span het ook verloor. As ek my nie misgis nie. Ag, help ons reg in die comments. So ons kyk, is nou moeilik om almal se scores en goed te kry. Maar needless to say, dit is uitstekend vir die Tinara Cup, né? Ja. So wat's volgende? Brandwag en meer? Brandwag en DP? Ek dink amper dit is Brandwag meer. En ek dink Brandwag speel DP op die reunie naweek. Ja. Het ek so iets vinnig gelees. So en dit is eers volgende kwartaal. Ja. So dit moet nou Brandwag en meer wees. Ek dink dit is die Woensdag dalk voor Paasnaweek of so. Okay. Maar so dit maak dinge lekker interessant. Selfde dag as ons eerste wedstryd? Ja. Teen Dispatch? Teen Dispatch met. Ook die Woensdag, né? Dan sien ons julle definitief hier. So kom ons skakel oor. Wat's volgende? Kirkwoodfees. Ja. Nog 'n sonnetjie wat daar brand. Hoopelik is dit nie so warm nie. Ja, Kirkwood naweek. Ons sien uit om al die lemoenboere te sien, al die groot honde daar. Daar's 'n paar lekker fixtures. Ek het gesien Dolla. Ons het goeie geskiedenis ook daar. Ons het nie. Het ons nie? Ons het nie die vorige Kirkwoodfees wat ons daar gespeel het. Ag, ek bedoel Kirkwoodveld man, toe ons hulle daar geklop het. O, teen Kirkwood self, ja. Ja, van die fees hier. Ja, laas jaar het ons of 2 jaar terug het ons Woodridge in die 9 seconds gewen man. Nee, ons het verloor. Julle het nie hoekie gedruk nie. Hulle het in die hoekie gedruk. Wat? Hulle die skop hulle die hoekie uit oor om te wen 27-25. Okay. Ek kan nie onthou wie het ons laas jaar gespeel het. Of was dit laas jaar? Ja, dit was Ethan hulle. En Boobie hulle, ja, dit was laas jaar. Ek kan nie onthou of dit laas jaar was nie, maar in elk geval. Maar hierdie jaar is dit nou heeltemal ander kettle of fish. Dit is ons teen Framesby. Framesby 15 tel, Framesby eerste span, Framesby derde span, ons sal nie weet nie. Nee, dit is hulle eerste span want hulle tweede span speel teen Weststream op daai dag, ja. Okay. Ja, mens weet nooit in so 'n situasie, ons het al
dit self tegekom by ons sportvisie man, mense sê hulle is hulle 15-tal, want hulle sukkel nog om hulle, want ek dink die French weet al iewers gespeel nie. Ek weet nie. As ek kyk in die baie, jy het nie van 'n fees gehoor in die baie waar ons kon gespeel het nie. So hulle is ook nog bietjie in 6s en 7s, maar soos ek verstaan of al gehoor het, dink hulle gaan Grime Festival toe. Dis ook een van die dae nou. Hulle speel in Andrews. Yes, so hulle moet hulle daksie na rou nou kry, maar ek dink hulle gaan met hulle 30. Albei spanne dink ek gaan ewe sterk wees, want ek sien nie die nut om 'n verswakte span teen 'n goeie span te sit en jy verloor met 30 punte nie. Wat gaan jy dit leer? Jy gaan niks hê dit leer en die ander span oordonder weer die ander span nie. So ek glo albei spanne sal ewe sterk wees en ons moenie voel as hulle tweede span nie, want daai oudjies is quality. Nee, dit gaan beslis hulle tweede span speel. Ek dink hulle gaan hulle vol sterkte wat hulle op hierdie stadium dink. Ja. Teen ons sit onthou, want hulle het baie meer om te verloor as ons. Ja. As jy van daai oogpunt af, as hulle gaan speel vir die wen. Ja. Hierdie 'n wedstryd soos hierdie wat natuurlik 'n skoolse seisoen kan maak of breek. En dit is vir ons vir Heineke Meyer teen Japan aan die World Cup. Vir Heineke teen Japan. maar dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg. Ek kan in my 8 jaar by die skool is dit loshande die grootste wedstryd wat ons nog gesien het. Ek kan nie onthou dat Bersig ooit teen French se eerste span al ooit in geskiedenis gespeel het nie. En ek is baie dankbaar vir daardie manne dat hulle ons so baie respekteer om te speel, ja. Om te sê, hoorie so, maar ons vind dit julle goed genoeg om teen julle te speel. So baie dankie aan julle manne. Julle verstaan nie die massiewe verskil wat julle maak in die kinders se lewe nie, en ons sien regtig uit daarna. Ongeag wat die results gaan wees, is nog steeds voorbereiding vir die seisoen wat voorlê. En ja, ons sien uit. Die grootte na ons daar, so ek weet, soos ek gesê het, Westring speel teen Vrynsby se tweede span, DF Malherbe teen Grey Unicorns voor ons. Hulle sê net DF Malherbe teen Grey. Ja, dit is die Unicorns, is hulle tweede span. Dan sit ons teen Vrynsby en dan Dispatch Pearson. Ja, nog 'n grootte. Lekker. En dan ook 'n groot derby in hier is mos 'n Karoo op, né? Karoo. Groot Karoo, Platteland derby, Kirkwood en Giel. Dis die hoofgame. Ja, dis die hoofwedstryd. En dan wil ek aan nog 'n wedstryd raak hier so JD. Andrew Rabie Burgersdorp. Nou ons het altyd hierdie eerspanne gesien by ons fees. Ja. Ek dink daai gaan ook 'n lekker game wees. 'n lekker game wees. Ek dink dit gaan 'n klipharde game wees. Oukies is min of meer dieselfde. Ek dink daai is hulle groot. Hoorie maar daai Burgersdorp manne like ry nê. Ja, so. Maar hulle moet seker hulle bus kom al, Jerry, want hulle bus staan nog hier by ons. Hulle bus staan nog hier. So hulle kan letterlik van Kirkwood gehou die hulle bus kom al en hom terugvat. Ek dink dit of ons kan hom vir julle bring tot daar manne. Ja. Maar nee, daai manne hulle is nie bang vir padvat nie. Maar lekker great mense ook. Dan die ander ene vir die kinders. Ek sien nou so jy sal dalk hierdie skool beter ken. Hoedrich en Wittedrif. Weet jy hoe Wittedrif is? Ek nog nooit teen. Wittedrif is van Plet. Okay. En obviously Hoedrich is Mostonial area. Yes. Hulle is baie wisselvallig. Hulle is 1 jaar baie sterk, 1 jaar maar average, maar ek weet hulle speel derby dag teen Kingswood elke jaar. Yes. Hoedrich wat nou 'n lang tradisie is. Dankie Lily vir jou insig. En Wittedrif? Wittedrif van Plet, hulle speel maar daai Nysna areas en Oudtshoorn en die Struisies en Langenhoven en Skralbra en daai manne. Hulle is ook kan ook 1 jaar baie wees. So hulle is 'n onbekende faktor. Okay. So ek dink daai kan 'n lekker game wees. Okay. Ek is baie opgewonde oor die DF Grey game. Ja. Omdat ons met DF gespeel het. Ja. En nie 'n baie goeie wedstryd gehad het, ek dink ek DF se sterkte gaan opwees. Yes. En ek dink Grey gaan op hulle gaan nie op hulle louere moet rus nie. Ja, nee. Want DF se D-structures is baie impressive en hulle scrums is ook sterk. So ek sien uit na daai game. Amper so baie soos Lily. Kom Lily. Dankie. Cody. Ag gaan jy? So ja, ek hoop vir julle part. Kom. Dat wat sê mens ons het nou gepraat, ek weet nie wat se tipe son jy kry aan Kirkwood nie, maar is definitief nie dieselfde son as hier nie. Nee, so ek hoop maar vir julle part
Hy hardloop nie weer oor die 30 sien, want dan gaan jy moet Ja, ons speel 4 uur, hè? So Ja, dit gaan weer selfe storie jy wees. gaan 'n sambreeltjie moet vathou. Maar ons sien uit daarna. En dan ja, dan is ons amper op die einde van die feesnaweke. Dis maar basies dan Andrew Rabie wat oorbly volgende naweek. Ja. En dan volgende donderdag is 'n groot dag vir ons. Dit is die launch van ons Metro serie. So ons praat gou vinnig nou daaroor en ek dink ons gaan tyd hê volgende donderdag om weer daaroor te gesels. Dis mos nou maar waar ons 3 skole die opening van die Metro van die launch gaan hê. En dit gaan gestream raak op die Metro series page op YouTube. So gaan net op YouTube, type in Metro series en dan gaan jy dit kry. En dan gaan jy so 1 en 'n half se speeches hoor. Dis maar basies dit en dan gaan ons bietjie maar verduidelik waaroor die toernooi gaan. Ons gaan die naweke uitlê. So ja, dit gaan 'n grand affære wees. So ons gaan ons mooi moet aantrek, Dolla. Ja. Jou mooi hang hy nog in jou kas? My trouhemp is nog daar. Hy pas my nog. Jou trouhemp? Ja. En ek het nog so 'n paar los dasse wat ek hang wat ek nooit aantrek nie. Dit gaan nooit verlore gaan nie want ek gebruik dit 1 keer in 10 jaar so. Met ons personeelfoto 1 keer. Ja, dit is en ek het nou so in die gang gekyk. Ek dink vir die laaste 3 jaar se personeelfoto dieselfde das aan te val. So, hy daai my personeelfoto das daai. So ja, lekker. Sien uit daarna om weer die mense te ontmoet daar. En dis ook die eerste keer vir my om in so 'n groot toernooi te speel. Was al betrokke met 'n Classic Clashes, maar hierdie is meer 'n kompetisie. Ja. So dit's net die druk gaan seker baie hoog wees. Want jy kan die kompetisie wen in die eerste week en jy kan hom verloor in die laaste week. So ja, ons sien uit. Onthou dat ons moet nog die naam van ons podcast kry. Top 5 name gaan Vrydag aand aangekondig word op my socials en op Dollasin. En dan gaan ons 'n poll maak en die wenner gaan volgende week aangekondig raak en dan sy geskenkbewys kan kom haal by die volgende episode. So ons gaan definitief 'n gas hê volgende week. Ons weet nou nog nie wie nie, ja, maar ons gaan 'n lekker gas hê en onthou, skakel of bel skool toe, skakel vir Ingo of Marco, kry die laaste kaartjies van Rikus Nel, kry jou ondersteuners hempies en dan sien ons mekaar weer volgende donderdag. hopelik ja. Vrede, die trots is herstel. Cheers manne.